Goeiedag gemeente en welkom by hierdie ons 10 Desember se aanlyn erediens. Vir almal van julle wat deel is van die gemeente wat inskakel, aan ons familie, baie welkom. Aan elkeen van julle, ek hoop julle is nog veilig, ek hoop julle is nog gesond. En vir die van julle wat van buite af inskakel om saam met ons te kyk, baie welkom aan julle ook. Ons wil julle graag verwelkom hier by ons gemeente, sommer so aanlyn. As julle meer inligting wil hê, asseblief voel vry om ons te skakel. Ons sal ons kontakbesonderhede aan die einde van hierdie video vir julle beskikbaar maak. Net so vir ons foto en ons seëngroet, wil ek graag gebed vir julle voorlees, en dit kom uit Handelinge 4, hier vanaf vers 24b. En dis 'n gebed van die gelowiges, soos wat Petrus en Johannes saam met hulle by mekaar gekom het, en nadat hulle by die Joodse raad was, en hulle bid toe so saam vir die gelowiges. En ek wil vandag hierdie gebed vir julle voorlees as deel van die fotum, sodat julle as gelowiges daai selfde gebed oor julle kan hê. So kom ons luister mooi saam. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê: Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê: Waarom het heidenasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom, en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar Jesus, wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van U heilige dienaar Jesus. Amen. Mag die Here jou, waar ook al jy is vanoggend, ook so verwelkom. Mag jy met vrymoedigheid weet, dit wat teen jou in opstanding is, dit wat teen die gemeentes in opstanding is, niks teenoor die Here se mag is nie. En mag jy met die gesalfdheid van Jesus Christus uitgaan en vrymoedig sy naam gaan groot maak en verkondig. Mag ons die koninkryk van Jesus dan so uitbou. Gemeente van die Here, kom ons neem dan 'n oomblik van stil gebed, waarna ons dadelik sal oorgaan in ons lofgesang. Kom ons raak stil vir 'n oomblik.
ons in die skadu bystaan. Hoor ons dankgebede, hoor ons lofliedstyg, as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vashou. Moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons die seën. Here, laat ons nooit alleen. Here Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steen, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bede aan. Grote God, ons bring U eer, ons aanbid U koning Heer. U kom toe die lof alarm, U wat was, wat is, wat kom. Voor U buig die skepping neer, U wat ewig sal regeer. Op U troon bring engele eer, heilig, heilig, heilig Heer. Hier op aarde word geliefd, hier die eeuwe aangebied. Die getuies van die naam, hemel en lofsang saam. Vader, ewig goed en groot, hoor ons lof uit elke oord. Seun van God in ewigheid, ons is tot U diens bereid. Heilige Gees, vertrooster Heer, ons die kerk wil U steeds eer. Daar sê amen. Gemeente, kom ons buig dan net die hoofde en ons sluit die oë en ons bid dan so saam as 'n familie en as 'n gesin om onsself voor te berei vir die woord en die insig wat die Here op ons harte wil kom lê vanoggend. So kom ons sluit die oë net vir 'n oomblik en ons bid net so saam. Ons Hemelse Vader, ons wil U dank en prys dat ons nog die geleentheid het om so, al is dit op media, by mekaar te kan kom. Vader, gee vir ons daai gemeenskapssin, gee vir ons daai gemeenskapsgevoel dat ons by mekaar is. Vader, maak ons sterk in geloof. Moenie laat ons klein gelowig raak nie, en moenie laat die uitdagings wat die kerk vandag moet verduur onderkry nie. Here, maak ons dan lus vir wat U vir ons te sê het. Maak ons harte reg om te ontvang en gee ons die vrymoedigheid om dit te kan uitvoer in U naam. Laat ons koninkryksbouers word vir U, deur die dienaar Jesus wat ons kom verlos het. En Here, laat ons luister nou na wat U te sê het. Amen. Amen. Gemeente van die Here, ek wil vir julle as familie saam met my vat vandag op 'n reis. Ons gaan baie stories hoor, omdat ons veral in die teks, die spesifieke teks, 'n geskiedkundige opname half
gaan deurgaan. En dan het ek ook so, jy weet, 'n metafoor storie wat ek saam met julle wil deel, en dan wil ek net 'n bietjie gesels oor die funksie van die kerk, en die funksie van ons as mense van die kerk van Christus. So, die teks wat ons lees is Handelinge 4 vanaf vers 1 tot 22. Julle sal sien, dit is 'n bietjie langer teks. As julle saam met my wil lees, kan julle so lank soontoe blaai. En net so 'n bietjie agtergrond voordat ons in hierdie teks ingaan, wil ek hê julle moet julleself net regmaak en luister na hoekom hierdie goeie so is. Ons weet natuurlik Lukas Handelinge is bietjie meer van 'n geskiedkundige opname, anders as ander geskrifte, omdat dit deur Lukas geskryf is. En Lukas was 'n geskiedkundige. So die van julle wat baie lief is vir geskiedenis, sal ek voorstel dat julle Lukas en Handelinge goed deurgaan. Julle sal nogal baie inligting kan kry oor die vroeë kerk. Julle sal baie inligting kan kry oor hoe die kerk ontwikkel het en die funksie van die kerk in daai tyd. Julle kry ook dan natuurlik 'n bietjie meer van 'n geskiedkundige perspektief oor die lewe van Jesus Christus in Lukas se evangelie, omdat dit so geskryf is. En in hierdie spesifieke gedeelte, in Handelinge 4, waar ons nou gaan lees, sal julle so reg rondom hierdie gedeeltes lees. Dit is so half waar die begin van die Christendom tot stand gekom het, en dan net so bietjie aan tot hierso by Handelinge 9, sien ons dan eintlik waartoe Lukas op pad is met sy geskiedkundige skrif. Dan kom Paulus nou in die prentjie in, en Lukas was natuurlik een van die disippels van ou Paulus. So dan sien ons die aandag word omtrent naderhand gefokus op Paulus, maar hy praat van die handelinge van die apostels, en hy praat spesifiek in hierdie gedeelte van Petrus en Johannes, wat so wild en wakker net na die gebeurtenisse van Jesus Christus in die gemeenskap en in Jerusalem besig is om die koninkryk te bou en te versprei. So kom ons lees saam en ons luister na hierdie gebeurtenisse, en ek wil hê jy moet luister, jy moet jou oë dalk toemaak as jy nie saam lees nie, en jy moet jouself daar plaas. Jy is nie Petrus of Johannes of een van die priesters of tempelhoofde wat hulle inroep en saamkry nie. Jy is dalk een van die bystanders wat hierdie gebeurtenis aanskou. Jy is besig om dit te witness, soos hulle sou sê in Engels. So kom ons witness wat besig is om hierso te gebeur, en ons reis saam dan so met hierdie teksgedeelte. Ek lees vir julle dan uit Handelinge 4. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Hoekom hulle in die tronk gesit het, is gewoonlik sou hulle onmiddellik hulle sake probeer uitwerk. Hulle sal hulle onmiddellik na die raad toe vat en aankla as daar enige onreëlmatighede was in Jerusalem onder die Jode. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Nou, ek sou myself voorstel, in daai tyd was daar nou toe nog net hierdie een kerk in Jerusalem. As jy nou praat van gelowiges, die samekoms, en om van 'n kerk van 5000 jouself net in te dink, is nog 'n groot gemeente. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus
vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad het verbaas toe hulle Petrus en Johannes sy vrymoedigheid gesien het, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus, en toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie, maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Tot sover om skriflesing, prys die naam van die Here. Gemeente, net voordat ons verder aangaan, is dit vir my altyd ietsie wat ek gebruik in 'n argument, sê net maar met 'n ateïs. Hoe weet ek Jesus het werklik opgestaan? Ons almal ken Petrus se verhaal, en is interessant om te sien altyd hoe Petrus eers ontwikkel het as hierdie stoere bystander van Jesus, en toe ewe skielik toe hy regtig daar moes wees, was hy 'n lafaard en het hy weggehardloop en Jesus ontken. En hier staan hy, en ek lees vir julle weer, Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hier staan Petrus voor presies dieselfde mense wat Jesus vir presies dieselfde redes gekruisig het, waarvoor Petrus eers 'n lafaard was. En hy staan daar en hy sê vir hulle, julle het hom as 'n hoeksteen van hierdie gebou weggewys. Juis hy is die belangrikste van die gebou. Die belangrikste klip van die gebou. Wat moes met hierdie lafaard gebeur het? Om net 'n paar weke nadat dieselfde persoon, Jesus, gekruisig is deur dieselfde mense, vir hulle te sê, julle is verkeerd. En hulle aan te vat oor die naam van Jesus Christus en die wonders van Jesus. Hy sê selfs vir hulle, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Hy sê dit vir hulle. Dit is maar altyd interessant om te sien hoe vinnig so 'n lafaard
omgeswaai het in iemand met soveel vrymoedigheid. En as iemand my vra, hoe het so iets met Petrus gebeur, so ek net vir julle kon sê, hy moes Jesus gesien het. Hy moes 'n opstanding beleef het. So ja, weer terug na ons boodskap en ons teks toe vandag. Ek wil vir julle so 'n bietjie van 'n metafoor deel. En dit is 'n interessante metafoor en ek hoop regtig dit hak bietjie vas by julle. So in die 13de eeu het 'n monnik saam met sy volgers, saam met sy disippels, kan ek half sê, besluit om op na die monasterie toe te gaan en daar in die kapel te gaan sit en bid. En soos wat hulle die eerste keer nou so hier opgaan en hulle sit in die kapel en hulle wil begin bid, toe ewe skielik is daar 'n kat wat tussen hulle inkom en hulle kom pla terwyl hulle probeer mediteer en bid. En die hoofmonnik gryp toe die kat en sy disippels help hom toe, hulle kry 'n tou, hulle het 'n boom net buite die kapel en hulle maak die kat net vir tyd en wyl hulle bid en mediteer vas aan hierdie boom. So bid en mediteer hulle en hulle is klaar en hulle gaan maak die kat los en hulle is weer af in die vallei terug na die dorpie toe. En elke week soos wat hulle weer opkom teen die berg en by die monasterie kom bid en mediteer, vang hulle die kat, maak hom aan die boom vas. So stap die tyd aan en die priester sterf naderhand. Die monnik sterf naderhand. En sy volgers hou toe aan met dieselfde ding. Eventueel sterf die kat. En die nuwe mense wat nou daar sit met hierdie ding van, ons kom elke keer hier op en ons kry die kat en ons maak die kat in die boom vas, maar nou is die kat dood, kry toe 'n nuwe kat. En hulle sit die kat weer by die kapel en elke keer as hulle opkom, vang hulle die kat en maak hom aan die boom vas. En so, na nog 'n paar generasies en so 7 katte later, toe begin die boom uitsterf. En hulle sê, wat gaan ons nou doen? Nou het ons nie 'n plek om die kat aan vas te maak nie. En hulle kry toe 'n nuwe boompie en hulle plant 'n nuwe boom. En so generasies en generasies stap toe aan. En elke keer as die monnikke en die volgelinge op teen die berg gaan en gaan bid en mediteer, vang hulle 'n kat en maak hom aan 'n boom vas. Maar niemand van hulle het ooit gevra, hoekom vang ons die kat en maak hom aan die boom vas nie. Nou, as ek vandag rondkyk en ek aanskou die kerke wat om ons aan die gang is en julle kan saam met my getuig hiervan, ek kry dit die heeltyd op my Facebook feed, hierdie gesponsorde video's van kerke wat die heeltyd besig is om hulle materiaal so wyd as moontlik te versprei oor wie hulle is, wat hulle doen. En hulle het hierdie label of hulle het hierdie tag aan hulle wat hulle half hulle identiteit gee. En hierdie identiteit loop saam met elke gemeente soos wat hulle opkom, soos wat hulle opspring. Die een gemeente is verskriklik sterk in sending. Die gemeente is verskriklik sterk in lofprysing. Hierdie gemeente is verskriklik sterk in profesie en goeders. Hierdie gemeente is verskriklik sterk in gemeenskapbou. En so het elke gemeente half sy eie identiteit. En hierdie metafoor van die monnikke met die kat en die boom het my net weer teruggevat om te vra
en toe ek die skrif gelees het, en veral hier in Handelinge, en as julle lief is vir geskiedenis, asseblief gaan lees 'n bietjie oor die vroeë kerk in Handelinge. Maar dit het my net teruggevat om te vra, hoekom maak ons die kat aan die boom vas? Hoekom bestaan die kerk? Hoekom is ons daar? Wat is ons rede vir bestaan? Wat is ons doel as 'n gemeenskap van gelowiges? En dit kry ons deur verskillende interpretasies natuurlik, deur baie van die kerke. Maar sover ek kan lees en sover ek verstaan, elke liewe geleentheid en veral met die vroeë kerk, omdat hulle onder verdrukking was, omdat hulle in 'n moeilike tyd was, het as gemeenskap saamgekom en hulle het een ding gedoen: versorg. Hulle het mekaar versorg. Jy kan in Handelinge 3 gaan lees, Handelinge 2 selfs, later in Handelinge 4, Handelinge 5 selfs nog, praat dit van die mededeelsaamheid van die gelowiges, hoe die gelowiges hulle besittings geneem het, gaan verkoop het en versprei het aan mekaar. Hulle het mekaar versorg. Nou vir ons in ons era en in ons wêreld vandag, verstaan ons versorg so 'n bietjie anderste as hoe hulle in Handelinge versorging verstaan het. Jy sien, Petrus en Johannes het ook versorg hiersom. Hulle het genesing gebring vir 'n persoon. Ons dink dis wonderwerk. Ja, dit is wonderwerk, maar bo en verby alles is dit versorging van mekaar. Dit is iemand wat iets nodig gehad het om voluit te kan leef, om met vrymoedigheid te kan leef, en so het hulle versorging gebied aan die persoon. As ek julle moet vra, en ek vra hierdie vraag met vrymoedigheid, om ons grysstof so bietjie weer te laat vloei. As ons 'n nuwe Handelinge moet skryf, Handelinge van die kerk in die 2de eeu. En dan praat ons nou so wyd as wat jy wil. Jy kan sê die Handelinge van die NG Kerk. En ons kan skryf van al ons great dominees in ons onlangse geskiedenis in die NG Kerk. Of ons kan 'n Handelinge skryf van die algemene kerk in Suid-Afrika, die 3 susterskerke, dalk die wêreldse kerke. En al die groot figure en al die wonderlike dinge wat gedoen is, of terwyl nie. Hoe sou daai Handelinge lyk? Waarmee hou ons onsself besig? As ons nou 'n nuwe Handelinge moet skryf, waarmee hou ons onsself besig? Is die kerk onder verdrukking? Sover as wat ek geskiedenis lees, ja. Nog elke era waarin ons leef, is daar een of ander vorm van verdrukking waardeur die kerk moet gaan, in sy eie kapasiteit, in sy eie ergheid. So ons almal beleef ietsie, maar as ons nou 'n historiese, geskiedkundige dokument moet skryf oor waarmee is die kerk besig, hoe lyk daai dokument? Wat is ons identiteit? Nog 'n groter vraag. As ons Handelinge van Rooihuiskraal moet skryf, NG Gemeente Rooihuiskraal, hoe lyk daai Handelinge? Wat is ons identiteit? Wat is die kat
wat ons aan 'n boom vasmaak. Vra ons onsself nog die vraag, hoekom doen ons die? Dit was my so wonderlik, toe ons saam met die leierskap bymekaar gekom het, saam met Simon, en ons herbelyn het, en ons vra onsself die vraag, as ons vir die heel eerste keer 'n kerk moet plant, nou in Rooihuiskraal, waarmee is ons besig? Waarmee hou ons onsself besig? En ek's jammer, maar as ek teruggaan en ek gaan lees oor die kerk, was die kerk 'n plek van versorging. Nie liefdadigheid nie, want ons misgis partykeer versorging met liefdadigheid, veral in ons era vandag. Ons verbruikerswese het hierdie idee van, wel, as ek net moet gee, as ek nou moet versorg, dan is dit nou net van my na iemand anders te toe, dan is dit so half liefdadigheid, of dis welsyn. Dit is interessant, die vroeë kerk was geken as 'n plek vir weduwees. Die vroeë kerk was geken as 'n plek vir haweloses. Die vroeë kerk was geken as 'n plek vir weeskinders. En so deur die wonders van die kerk, deur die versorging van daai mense, het ander dit raak gesien en gesê, maar ek soek ook 'n stukkie van daai versorging. Kom ek verduidelik vir julle die verskil tussen welsyn en versorging. Jy sien, versorging en welsyn is dieselfde aksie, maar dit het nie dieselfde uiteinde nie. Welsyn, as ek 'n stuk brood moet vat om dit voor te stel, sou wees, een hand gee vir die ander hand, en die hand gebruik dit. Versorging, en veral die versorging wat in handelinge besig is om te gebeur, is die een hand gee vir die ander hand, en die hand breek dit en gee vir nog 'n hand, want die hand het nou. En die nuwe hand wat ontvang het, breek dan ook en gee vir nog 'n hand wat kort. Sien jy die verskil tussen versorging en welsyn? Dit is interessant, dis dieselfde aksie as die nagmaal. En is so mooi, daai Engelse woord communion, gemeenskap, versorging. Ons lees daarvan, ons lees hoe hulle het hulle besittings verkoop en hulle het alles geneem en gedeel met mekaar. Hulle het mekaar versorg. Hulle het nie welsyn gegee nie, hulle het versorg. In 'n tyd waarin ons nou lewe, wat sê ons handelinge? Wat sê die handelinge van die kerk in 2021? Is ons besig met welsyn? Is ons besig om departemente te skep vir sekere funksies in die kerk, sodat ons vir elke persoon 'n plekkie kan kry waar hy wil bedien? Soek ons nog 'n rede om eerder nie nou te gee nie, maar dalk later? Of kan ons die nonsens uitskakel en mekaar beginne versorg? Waar begin ek, Pieter? Waar begin hierdie versorging?
Begin by die huis. Begin met mekaar. Mans, versorg julle vrouens. Want as jy daai aksie so kan begin doen, gaan jy sien jou vrou gaan jou versorg. Ouers, versorg dan so julle kind, want julle kind gaan terug aan julle versorg in hoe ook al manier. Gesinne, begin gesinne versorg, want julle gaan sien ewe skielik gaan nog gesinne versorg word deur nog gesinne en so bou ons koninkryk. As ons die Handelinge skryf van die kerk in 2021, as ons die Handelinge moet skryf van Rooi Kraal in 2021, wat sê dit van ons? Ek wou nog botter ook saamgebring het, maar ek's bang ek kry oliekolle op my hemp en dan gaan my vrou nie so versorgend teenoor my wees nie. Maar jy kry die punt. Wanneer die kerk vra vir iets, vra ons dit nie in die sin van welsyn nie. Ons soek nie jou welsyn vir ander mense nie. Ons roep jou hart tot versorging. Dis hoekom ons 'n koskas opbou, om vir ander gesinne te versorg, sodat ander gesinne éventueel ook kan versorg, en sodat daai gesinne wat versorg word, weer kan versorg. Imagine 'n wêreld wat mekaar versorg. Imagine die Handelinge van die kerk in 2021. Want soos Petrus en Johannes staan ons voor die raad, word ons gesê, julle kan nie nou dit doen nie, julle kan nie dit doen nie, julle mag nie meer dit doen nie. Ek's jammer, ek kan nie anderste, want ek het gesien, en ek het beleef, ek kan nie stil bly nie, ek kan nie myself help, as om te neem, te breek, en te gee vir my medemens nie. Ek kan nie anders, as om mekaar te versorg nie. Dis in my DNA, as 'n getransformeerde Christen, en ek hoop dis vir elke liewe een van julle daar buite waar. Mag ons geken word, Rooi Kraal, vir hoe ons mekaar versorg. Mag dit nie net die dominee wees, wie gebel word, as daar 'n noodgeval is nie. Mag ons mekaar se nommers uitleen, mag ons mekaar bystaan, mag ons werklik die volgende keer wanneer ons brood weer kan breek en vir mekaar in die hand kan gee, sê ek is hier vir jou. Mag ons die vraag vra, hoekom maak ons die kat nog aan die boom vas? Amen. Here Jesus is skyn oor almal, met die glans van die liefde skyn nie, skyn op ons tot ons oë opgaan, maak ons vry om te lewe voor U, skyn oor my, skyn oor my, soos lig wat skyn
liefde dra verder, skyn deur my tot die hele wêreld, weet dat U vir ons almal gesterf het, skyn deur my, skyn deur my, soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn, skyn hier in ons. Kom Jesus, kom en verdryf al die donker in ons. Kom, laat die liefde die wêreld oorwin. Gemeente van die Here, dankie dat julle ingeskakel het vandag. Ek hoop julle die erediens geniet. Soveel soos ek het om regtig met hierdie teksgedeelte met julle te deel. So 'n bietjie met julle te gesels oor die woord van die Here ensovoorts. Ons harte gaan regtig uit aan soveel van ons gemeentelede wie se families onlangs gediagnoseer is, positief gediagnoseer is met die COVID siekte. Ek weet daar's 'n klomp gevalle ook waar van ons gemeentelede familielede verloor het as gevolg van die virus. En ek wil net hê ons as gemeente moet mekaar bystaan, ons moet mekaar versorg. En al is dit in gebed, of selfs 'n oproep, wanneer ons hoor hiervan, of om ons in kennis te stel. Asseblief doen so. Dan sal ons ook nou die geleentheid gee vir ons offergawes. So as jy SnapScan het op jou foon, jy kan die video pause en met 'n ander foon dalk net 'n foto neem of wat ook al, maar die SnapScan kode sal verskyn nou op die skerm. Jy kan ook dan so van ons EFT metode gebruik maak. Die bankbesonderhede van die gemeente is beskikbaar op ons weeklikse nuusbrief. Jy kan daai nuusbrief ook natuurlik kry as jy op ons lys is, as jy op ons lys nog nie is nie, en op ons lys wil kom om die weeklikse nuusbrokkies te ontvang, maak seker jy kyk hier onder aan die video, is daar 'n skakel na ons e-posadres van die kerkkantoor. Al is die kerkkantoor as gevolg van die COVID goedjies dalk bietjie skaars of min te sien, asseblief ons gebruik daai e-pos 24/7, so ons is altyd beskikbaar op ons kontakkanale. So maak gebruik van daai kontak, stuur vir ons jou besonderhede, laat ons jou op daai lys kan sit om die nuusbrokkies te ontvang. Dan wil ek 'n groot roep op die gemeente doen. Ons is nou weer in 'n interessante tyd. Daar's 'n tweede golf wat ons getref het as gemeenskap en as 'n land. En ek wil elke liewe een van julle vra om te gaan dink oor wat ons vandag oor gesels het. Ek wil vir elkeen van julle vra om so 'n bietjie jou Bybel te gaan optel. Ek wil jou vra om van Handelinge 1 tot so Handelinge 5 te lees. En net regtig jouself te vra wat die verskil is tussen versorging en welsyn. En dan wil ek jou roep as 'n broer en 'n suster in Christus om te kom help versorg. Ons is in 'n nuwe jaar en ons het natuurlik ongelooflike wonderlike versorgingswerk gedoen in 2020. Maar in hierdie nuwe seisoen 2021 sien ons al klaar hoe van ons gesinne in ons eie gemeente swaar kry as gevolg van die omstandighede. Nou met die tweede golf, met die onsekerheid, met die vrees, so bietjie met die stres wat daarmee saamkom, mense wat werk verloor het ons regtig almal se hande nodig om nou te versorg. Ons het 'n koskas wat ons vol maak. En hierdie koskas gaan aan gesinne wat dit brood nodig het. Sien dit dalk as jou bydrae,
As jy op ander maniere wil gee, kontak ons. Stel iets voor, praat met ons, gesels met ons. Maar as jy kan versorg, sover as wat jy kan, asseblief kom en versorg. Niemand gaan jou keer nie, en daar is mense wat dit werklik nodig het nou, meer as ooit. Ons vra dan so dat jy saam met ons hierdie hoopprojek sal volhou van Rooikraal Gemeente. En ons vra dat jy saam met ons hierdie Handelinge hoofstuk sal skryf van ons gemeente. 'n Tyd van versorging en 'n tyd waar ons as bakens van hoop vir ons gemeenskap moet opstaan. Gemeente, baie dankie weer eens dat julle ingeskakel het. Kom ons ontvang dan nou so die seën van die Here en ons gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en met julle wees. Mag die liefde van God ons Vader jou dryf tot die versorging van sy mense, want om God lief te hê is om mense lief te hê, en om mense lief te hê is om God lief te hê. Mag die genade van Jesus Christus se bloed oor jou uitstort en jou geestelik versorg. Mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou pilaar wees vir versorging, vir mekaar. Mag dit ons saambring, mag ons die brood breek en mag ons dit uitstrek na elke een wat dit nodig het. Rooikraal Gemeente, tot volgende keer toe. Totsiens.